17 Januarie. Jesus Christus is ons broeder. Glo in hom en leef vir ewig. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Johannes 3 vers 36. Wanneer die siel hom aan Christus oorgee, neem 'n nuwe mag besit van die nuwe hart. Daar word 'n verandering bewerk wat die persoon nie self kon bewerk nie. Dit is 'n bo-natuurlike werk wat 'n bo-natuurlike element in die menslike natuur bring. Die siel wat aan Christus oorgegee is, word 'n voort van hom wat hy besit in 'n opstandige wêreld. En dis sy plan dat geen gesag daarin sal erken word behalwe sy eie nie. 'n Siel wat so in besit van hemelse kragte is, sal bestand wees teen al die aanvalle van die Satan. Christus staan gereed om elke hemelse invloed te verleen. Hy ken elke versoeking wat tot die mens kom en die vermoëns van elke mens. Hy meet sy krag, hy sien die hede en die toekoms en stel voor die Gees die verpligtinge wat nagekom moet word. En hy dring aan dat alledaagse aardse dinge nie toegelaat moet word om die gedagte so in besit te neem dat ewige dinge uit die oog verloor sal word nie. Sy genadegawes deur Christus is vir almal. Daar is geen keuse behalwe sy eie waardeur 'n mens verlore kan gaan nie. God het in sy woord die voorwaardes uiteengesit waarvolgens elke siel tot die ewige lewe uitverkies sal word, naamlik gehoorsaamheid aan sy gebooie deur geloof in Christus. God het 'n karakter uitverkies wat by sy wet pas, en elkeen wat sy vereiste standaard bereik, sal toegang hê tot die koninkryk van heerlikheid. Christus self het gesê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Watter verhewe posisie om gelykgestel te word met een in wie alle volmaaktheid woon, wat inderdaad die majesteit van die hemel is, maar wat ons, ondanks ons gevalle toestand, so liefgehad het, dat geen taal dit kan uitspreek nie. Hy het sy koninklike kleed ter wille van ons op sy gelê, sy hemelse troon ontruim, en hom vervaardig om sy godheid met mensheid te beklee. Hy het soos een van ons geword, maar sonder sonde, sodat sy lewe en karakter 'n voorbeeld kon wees vir almal om na te volg, sodat hulle die kosbare gawe van die ewige lewe kan hê.